Dis altyd vir ons 'n groot voorreg en altyd net 'n lekker tuis wees as ek en Linda saam hier in Lewende Woord in Bloemfontein is. Linda sê altyd vir my, sy het daarvoor saam met my gesit, sy sê altyd vir my van, as jy iets sê wat skok, dan gaan ek uitloop, sit ek by die deur. Sy het nou al uitgeloop, ek weet nie waar sy, ek het nog niks gesê nie. So dit beloof iets, daar kom sy daarom. Kom ons gee haar 'n lekker handeklap. Dis so lekker om saam met julle te wees en dit gaan goed met ons in Forrie Smith. Ons groepie mense daar is nog nie so groot nie, maar die Here is besig om te werk. Ons het baie gesprekke wat ons voer, dit is wonderlik, ons het goeie vriende, so ons geniet dit waar ons is, en die Here seën ons. So ondertussen het ek die geweldige voorreg om hier en daar in Lewende Woord ander gemeentes te kan optree, en so dit is goed om te sien hoe die Here Lewende Woord seën, en dis wat hy doen. Vanmôre het ek 'n boodskap en soos ek weet nie of jy my tema gesien het, maar die tema is wat is die tema? Hoe die wêreld kan weet dat God hulle lief gehad het. Ons ken almal die versie Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So lief het God die wêreld gehad. Maar hoe weet die wêreld dit? Vanmôre wil ek daar met julle stil staan aan die hand van die Efesiërsbrief, die brief wat Paulus geskryf het aan Efesiërs. So, maar kom ons bid eers en dan kan julle blaai met julle Bybels, alhoewel ek al die versies ook hier op 'n PowerPoint het, so julle kan dit saam met my volg, maar kom ons dank die Here eers vir sy woord. Vader, ons is so bevoorreg om u woord vandag te kan hê, om u woord te kan lees, daaroor met mekaar te praat, dit te bestudeer en dat u Gees u woord oopmaak vir ons. En ons bid dit ook vanmôre. As ons vanmôre oor hierdie onderwerp praat, hoe die wêreld sal weet dat u die wêreld liefhet, dan bid ons dat u uw woord wil seën, dat nie sommer net 'n preek is nie, dat hierdie nie net sommer 'n diens is nie, maar dat ons geïnspireer sal word deur u Gees om te lees en te hoor wat u woord sê in Jesus se naam. Amen. Amen. Voordat ek begin, zijn er ook Nederlanders vanmorgen in deze dienst? Een Nederlander? Geen één Nederlander? Oké, dan houden we het in Afrikaans. Goed, dat was nou maar net een grapje, maar ik weet niet of ik het al vertel het nie, maar eendag was ek in 'n kerk toe hulle het my nie geken nie, het was in 'n AGS kerk jare terug, toe ek nog in Holland gebly het en hier op besoek was, en toe Dr. Lemon du Plessis was al hier 'n paar keer, so julle ken hom, en ek het in sy kerk gepreek in Pretoria, en toe sê ek vir hom, nie vir die mense sê, ek praat Afrikaans nie, en toe kom ek nou daar, toe bedank ek nou alles in Hollands en ek soek moeilike woorde, so moeilik as wat ek kon, en jy sien die mense kwyn so weg met hierdie Hollands, en hulle kon nie verstaan nie, toe sê ek, but I do speak a little English, would it be better if I do it in English? Alweer, yes. Ek sê, maar ek praat dan 'n bietjie Afrikaans ook. So daar sê, kom ons lees, of kom ons begin eers so, Paulus het hierdie brief geskryf, Efesiërs, in die gemeente, omtrent so 60-61 na Christus. En hy het die gemeente gestig, die Efesiërs gemeente, tydens sy derde sendingsreis, en hy was daar omtrent so vir 3 jaar, wat hy die gemeente bedien het met die woord, en hulle versterk het. En dit was omtrent in 52-53 na Christus. En hy het volgens Handelinge 19, soos ek al gesê het, ongeveer 3 jaar in Efese gewoon en die woord bedien. En dan skryf hy 'n brief aan Efese, omtrent 10 jaar nadat hy die gemeente verlaat het.
En as jy hierdie brief lees, soos hierdie versie, as jy hierdie brief lees, dan kom jy agter dat Paulus bekommerd was oor die gemeente. Hy vermaan hulle byvoorbeeld in hierdie versie Efesiërs 4 vers 1 tot 3 en dan sê hy, ek vermaan julle dan ek die gevangene in die Here om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is met alle nederigheid en sagmoedigheid. Met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar, deur die band van die vrede. Om die eenheid van die Gees te bewaar, deur die band van die vrede. Hy is bekommerd, en hy is nie sonder 'n rede bekommerd oor hierdie gemeente nie. Ons lees in Handelinge 20 hoe hy na 3 jaar dat hy bedien het in die gemeente, afskeid geneem het van die Efesiërs gemeente. Hy het gereël om die ouderlinge van die gemeente te ontmoet in 'n plek met die naam van Milete tydens sy reis na Jerusalem toe. Hy kon nie na Efesiërs toe gaan nie, want hy het nie die tyd gehad nie, die tyd was min. En toe het hy die leiers, die ouderlinge, gevra om na hierdie plek toe te kom, om met hulle te praat en afskeid te neem van die gemeente op die manier. En hy het vir hulle gesê, dit sal die laaste keer wees dat hy hulle sou sien. En by hierdie afskeid het hy hulle ernstig gewaarsku teen 'n baie ernstige saak. In Handelinge 20 vers 28 tot 31, soos julle dit kan sien, dan lees hy dat hy vir hulle sê dat hulle goed vir hulle self moet sorg en vir die kudde, vir die gemeente, en hulle moet leef as herders in die gemeente wat Jesus deur sy eie bloed verkry het. En dan kom dit, want ek weet dit, dat na my vertrek, nou dat hy weggaan, na my vertrek, wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Dis 'n ernstige waarskuwing. Daar gaan wrede wolwe inkom wat die kudde nie gaan spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lank nag en dag nie opgehou het om met elkeen om met trane te vermaan nie. Elkeen met trane te vermaan nie. Hierdie wrede wolwe is mense wat die gemeente in verwarring sal bring deur valse leerstellings waardeur die gemeente ernstige skade sal oploop. En die ergste van alles hierdie is dat die wrede wolwe uit hulle eie midde sou opstaan. Dis nie mense van buite af nie. Uit julle eie midde, en die gemeente sal probeer verlei om leuns te glo. Die mense wat deur die vyand beïnvloed is om valse leerstellings te glo en die gemeente daarmee in verwarring te bring. En glo dit of nie, maar ons leef in 'n tyd waarin dit vandag nog steeds gebeur. Die gemeentes, soos dit in Efesiërs was verlei om allerhande leerstellings te glo. En omdat dit nog vandag in ons gemeentes ook gebeur, is hierdie brief van Efesiërs net so relevant vir ons vandag. Jesus het ons gewaarsku. In Matteus 7 vers 15 sê Jesus dat daar valse profete soos roofsugtige wolwe in skaapsklere is. Hy praat oor hierdie roofsugtige wolwe. Hy praat, pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. As ons so iets lees in die Bybel, dan dink ons onmiddellik aan mense wat van buite afkom, van buite die gemeente. Maar in die geval van die gemeente van Efesiërs was die grootste gevaar van die mense wat van binne afgekom het. En Jesus het gesê hoe ons hulle sal herken. Hy sê, aan hulle vrugte sal jy hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vy of distels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. Jesus sê, aan hulle vrugte sal jy hulle ken. Nie aan hulle manier van aanbidding nie, of hulle staan met hulle hande in die lug nie. Jy sal hulle nie herken deur die uiting van hulle geestelike gawes nie, maar aan hulle vrugte.
Iemand het ooit eendag vir my gevra van Alex, wat is jou gawes? Toe sê ek van, wat is vir jou belangriker? My gawes of my vrugte? Want Jesus sê, aan die vrugte sal julle ken. Nie aan hulle mooi gebede of hulle oorgeestelike houding nie, maar aan hulle vrugte. En dis belangrik. Dit is wat Jesus sê. Daardeur kan jy hulle toets, aan hulle vrugte. Paulus sê ook iets belangriks in 1 Timoteus 4 vers 1 tot 2. Hy sê dat die Gees iets sê, maar die Gees sê nie sommer iets nie, die Gees sê uitdruklik. En ek dink julle stem met my saam, dat as dit so staan, dat die Gees iets uitdruklik sê, dan moet dit belangrik wees, wat die Gees sê. En dan moet ons luister. Hy sê dit uitdruklik, wat beteken dat ons baie ernstig moet hoor wat die Gees sê. En dan staan daar met die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van geloof afvallig sal word. En verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang, deur die geveinsdheid van leuenaars, wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. Dis 'n boodskap op sy eie hierdie, wat Paulus hier skryf. En onthou dat Paulus het al geglo dat hy in die laaste tye leef, so dit was in daai tyd al, en dit is in ons tyd nie anders nie. Ons sal moet aanvaar, dat sommige van geloof afvallig sal word, en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. Ons het gelees in Efesiërs 4 vers 1 tot 3, hoe Paulus die gemeente oproep om altyd beskeie, vriendelik en geduldig te wees, terwyl hulle mekaar in liefde verdra, maar ook om ernstig te strewe om die eenheid die die Gees te bewaar, deur vrede met mekaar te lewe. Die eenheid in die Gees te bewaar. En glo dit of nie, maar eenheid, saam met die redding van verlore siele, is een van die belangrikste dinge in die hart van die Vader. Ons besef dit nie, maar dit staan so in die Bybel. En ons moet dit realiseer, dat eenheid is een van die belangrikste dinge in die hart van die Vader, en ek gaan vir jou wys. Ons lees in Johannes 17, vers 20 tot 21. Nou hier moet ek bietjie iets verduidelik. Hierdie is die laaste gebed van Jesus, en die laaste woorde van Jesus, voordat hy gevangen geneem word. Hulle staan al by die poorte van die hek en wag om Jesus in gevange te neem, en hy is nog hier met sy disippels. Die laaste oomblik, dit is sy laaste gebed. En sy laaste gebed gaan oor eenheid. Dis op daardie oomblik in sy hart. Dis nie op daardie oomblik in sy hart om te sê, bid vir my, ek gaan deur 'n lyding, ek gaan swaar kry, ek gaan verneder word, ek moet gemartel word, al hierdie goed. Die laaste wat op Jesus sy hart is op daardie oomblik, om te bid met die Vader, terwyl hy weet dat hy gemartel gaan word, terwyl hy weet dat hy deur 'n swaar tyd moet gaan, bid hy vir eenheid. Hy sê, maar ek bid nie vir hulle alleen nie net vir die disippels wat by hom was nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees. En dan kom dit. Hoekom? Hoekom bid hy vir die eenheid? Sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Dis hoekom het so belangrik is vir Jesus om te bid vir die eenheid. Dat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Dis hoekom hy bid vir die eenheid. Dat dit so belangrik is om te bid vir die eenheid. Die wêreld moet glo. Dis treffend dat Jesus sy laaste woorde in sy laaste gebed, voordat hy gevangen geneem word, nie bid vir redding van ongelowiges of gesondmaking van siekes nie, maar die laaste woorde wat hy in smeking tot sy hemelse Vader rig, gaan oor eenheid. As dit sy laaste woorde is, voordat hy gevangen geneem word, dis die laaste woorde wat hy op daardie oomblik kan uitspreek, voordat hy
moet sterf, dan sal jy met my saamstem dat dit baie belangrik moet wees. Dit is op sy hart op daardie oomblik. Ek het gewonder wat sou ek bid. As ek sou weet dat as ek nou hier sou uitstap en hier staan die polisie en wag vir my, en ek moet nog in die hof verskyn en ek moet nog geoordeel word, ek weet dan nog nie eens wat my straf is nie. Jesus het geweet. Hy het geweet wat hy moet deurgaan. En dan wonder ek, wat sou ek gebid het? Ek dink, as ek geweet het van ek moet gevange geneem word, en ek is nie skuldig nie, of wat ook al, ek sal nie hier vanoggend so vrymoedig kom preek soos ek nou doen nie. Ek sal vir julle gevra het, asseblief staan saam met my, bid vir my, want ek is in die moeilikheid. Ek wonder wat sou jy gebid het? Jesus, terwyl hy weet wat hy alles moet deurmaak, bid vir eenheid onder sy disippels en onder hulle wat deur hulle sal gaan glo. Ons kan ons dan nie ontken dat dit direk uit Jesus se hart kom nie. En dat dit sy grootste verlange was en ook selfs die grootste begeerte van God die Vader moet wees dat ons een is. Ons weet dat dit God se grootste verlange is dat almal gered is, want so lief het God die wêreld gehad. Jesus sê dit. Jesus sê nie, want so jammer het God die wêreld gekry nie. Jesus sê, God het die wêreld lief gehad. Hy het die wêreld lief. Daarom bid Jesus vir die eenheid onder sy disippels. Hy sê in vers 21, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Dit kom ook in Johannes 3 vers 16 voor, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie. Dit kom saam met hierdie gebed van eenheid. En hy sê in vers 23, ek weet nie of ek hom het nie, daar is hy. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees en die wêreld kan weet. Hy sê eers, vers 21, sê hy, dat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Hier sê hy, bid hy, dat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle lief gehad het, soos U my lief gehad het. Want so lief het God die wêreld gehad. Hier staan dit weer. U het die wêreld lief gehad. Maak hulle een, Vader, sodat die wêreld kan weet. Hoe kan die wêreld weet dat God hulle lief het? Jesus bid hier, hy sê, deur ons eenheid. Maak hulle een, sodat die wêreld, maak hulle een soos ons een is, sodat die wêreld kan weet dat U hulle lief het. Dis geweldig. Hoekom is die eenheid vir God dan een van die mees belangrike en intense verlange? Sodat die wêreld kan weet en sal glo dat Jesus deur die Vader gestuur is en dat God die wêreld lief het. Streffend, nee. Ons kan weet dat in hom 'n geweldige stryd gaande was. Daar was geweldig spanning en vrees op daardie oomblik met dit wat op hom gewag het. Hy het geweet, soos ek al gesê het, dat hy gemartel en verneder sou word. Maar op daardie oomblik in die tuin is die eenheid onder die disippels en selfs oor hulle, deur hulle woorde in hom sal glo. Dis jy en ek, dat ons ook in God sal glo, dat daar eenheid is tussen ons, ek en jy, is op daardie oomblik belangriker as sy eie lyding, sy eie vernedering, sy eie pyn en angs. Bid hy vir jou en vir my, hulle wat deur hulle woord gered sal word en hom sal glo. Dit is vir hom belangriker omdat hy geweet het dat die wêreld nie tot geloof sou kom as daar onenigheid of liefdeloosheid of onverdraagsaamheid of selfs skeurings in die gemeente sal kom nie. Ek het 'n vriend gehad, dis alreeds 'n groot wonderwerk. Nee, ek speel. Ek het 'n vriend gehad wat ook 'n kollega was wat vir my gesê het,
en hy was ooit in 'n kerk, en was nie nou meer in die kerk nie, en hy het vir my gesê, hy sê, ag Alex, weet jy wat, julle in julle kerke verkondig liefde en verdraagsaamheid, maar ek het agtergekom, daar is nie 'n groter liefdeloosheid en onverdraagsaamheid as juis in die kerk nie. Hy het oordryf, maar hy het 'n punt gehad. As jy kyk in die kerke, ek was hier met die moderator van die Pinksterkerke van Holland, was ek in Suid-Afrika, ons het sendingsprojekte besoek, en ek het hom voorgestel aan 'n aantal kerkleiers, en terwyl ons so op pad was, die moderator, die leier van die Pinksterkerk in Holland, terwyl ons so op pad was, toe praat ons oor my bediening in die provinsie Noord-Holland, en hy sê vir my, weet jy wat Alex, daar's nie een kerk in die hele Noord-Holland, en dit is 'n groot provinsie, daar's nie een kerk in die hele Noord-Holland, wat nie ten minste een keer geskeur het nie. Skokkend. En daar was baie kerke, en nog steeds gelukkig, in daardie provinsie. Daar's kerke, wat nie net een keer geskeur het nie, maar 2 of 3 of 4 keer. En dit moet ons getuienis wees na die wêreld toe. Ons eenheid moet getuig van die rede waarom Jesus na die wêreld toe gekom het. Ons eenheid is die rede dat die wêreld sal glo dat die Vader Jesus gestuur het, sê hy. En weet jy, omdat ons eenheid die getuienis daarvan is, dat God die wêreld so lief het, val die vyand ons aan. Want hy hou nie daarvan nie. Hy wil nie hê dat ek en jy 'n getuienis moet wees na hierdie wêreld toe van God se liefde nie. Dis hoekom jy aangeval word. Die vyand wil graag dat daar skeurings is. Die vyand wil graag dat daar oneenigheid is, sodat die gemeente pyn ly en die gemeentelede en die kerk skade ly. Daarom val hy die gemeentes aan en doen hy alles wat in sy vermoë is om verwarring en oneenigheid onder die kinders van die Here te bring, sodat daar geweldige dramas in die kerk is, waardeur mense, die gemeentelede selfs, skade ly, pyn ly, uit die kerk uitgaan, in die wêreld vertel wat gebeur het. Dis wat die vyand die mees graag wil hê. Die gemeente het die getuienis van liefde en van eenheid verloor. Ongelukkig is dit ook wat met die gemeente van Efese gebeur het. Ten spyte van die waarskuwings van Paulus in Handelinge 20 en die brief wat hy uit die tronk geskryf het, spreek Jesus hulle streng aan in die brief van Openbaring. Openbaring 2, vers 1 tot 2, dan sê hy daar, skryf in die engel van die gemeente in Efese, dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Ek ken jou werke. Hy gee hulle kompliment. Hy begin met 'n kompliment. Ek ken jou werke en jou lydsaamheid en dat jy slegte mense nie kan verdra nie en dat jy op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie. En hulle leuenaars bevind het. Hy komplimenteer hulle. Hy praat hier van die 7 sterre, dis die 7 leiers van die 7 gemeentes, en hy praat hier van 7 goue kandelaars. 7 goue kandelaars waar tussen hy wandel. In die gemeente, in elke gemeente is dus 'n goue kandelaar. Die goue kandelaar het daar gestaan as 'n simbool van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Dit was in die heiligdom van die tabernakel, was 'n goue kandelaar. En dit het die Heilige Gees se teenwoordigheid daar gesimboliseer. Maar Jesus vervolg sy brief aan die gemeente. Hy is eers positief oor die volharding, die inspanning, die slegte mense wat hulle nie kon verdraag nie, en dat hulle aangehou het om te volhard ter wille van sy naam, en nie moeg geword het om so hard te werk nie, maar in die proses van die harde werk, en die toetsing, het daar egter iets baie belangriks verlore gegaan. Jesus sê vir die gemeente, en ons ken dit, maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Oor die algemeen word dit aangeneem, dat hulle liefde vir Jesus verkoel het.
en dat hulle hom nie meer so lief het soos aan die begin nie, maar is dit werklik soos dit daar staan in die konteks? Onthou dat Paulus die gemeente in Handelinge 20 gewaarsku het teen die wrede wolwe wat hulle eie midde sou opstaan en dat hy in sy brief aan die Efesiërs hulle opgeroep het om mekaar in liefde te verdra en die eenheid te bewaar en in vrede met mekaar te lewe. En tog sê Jesus hier vir die gemeente, julle het julle eerste liefde verlaat. Die rede hoekom dit lyk dat hierdie woorde gerig is op die onderlinge liefde wat hulle verlaat het, is omdat hy in Openbaring 2 vers 5 sê, onthou waarvandaan jy uitgeval het. Bekeer jou, doen weer jou eerste werke. Doen die eerste werke, staan daar. Anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Dit is nogal skokkend, want die goue kandelaar verteenwoordig die Heilige Gees. En hy sê, ek kom gou na jou en ek verwyder die goue kandelaar. Wat gebeur met 'n gemeente as die goue kandelaar verwyder word? Hy sê, doen julle eerste werke. Die 2020 vertaling sê, gaan doen weer wat jy vroeër gedoen het. Die 1985 vertaling sê, dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het, bekeer julle en doen weer wat julle begin doen het. Wat julle in die begin gedoen het. In die Griekse oorspronklike woorde kry ons die woordjies weer, eerste, werke. Sodat daar eintlik staan, die eintlike vertaling moet wees, bekeer jou en doen weer die eerste werke wat jy vroeër gedoen het. Doen weer die eerste werke verwys na die uitspraak van eerste liefde. Dit het ek teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Dit verwys daarna, dis waaroor Jesus praat, oor die eerste liefde. Doen weer die liefde, sê hy vir hulle. Dit beteken dat hulle die eerste werke van onderlinge liefde weer moet doen, waartoe Paulus hulle opgeroep het in Efesiërs 4, vers 1 tot 3. Nou, as ons praat oor eenheid, dan kom die vraag natuurlik by jou op van, is dit moontlik om werklik een met mekaar te wees? Ons is almal so verskillend van mekaar. Ons karakters bots, ons het almal verskillende karakters. Is dit moontlik dat ons een is? Jy weet, baie mense dink van ons is verdraagsaam met mekaar, en vir baie mense is verdraagsaamheid al genoeg. Hulle aanvaar dat as ons verdraagsaam is, dan is dit genoeg, dan hoef ons mos nou nie een met mekaar te wees nie. Dit is waar dat God ons almal verskillend gemaak het, met almal verskillende karakters, maar God het ons nie verdeeldheid gegee nie. Dis die vyand. God het ons ook nie gemaak dat ons verdeeld moet wees nie. Die vyand saai verdeeldheid onder die kinders van die Here, wat veroorsaak dat ons nie een is nie. En as ons nie die erns van eenheid besef vandag nie, en ook nie besef dat eenheid so ongelooflik belangrik is vir God nie, so belangrik selfs, dat hy daarvoor gebid het, Jesus, net voordat hy gevangen geneem is daar 'n kans dat ons nie een in Christus is nie. En die wêreld om ons, nie deur ons getuienis van eenheid, sal verander nie. Mense, dit staan in die woord, dis nie Alex teologie nie, dis wat Jesus bid. Hulle sal in my glo, dat u my gestuur het, hulle sal weet dat u die wêreld lief het, deur hulle eenheid, bid Jesus in Johannes 17. As ons die werklike waarde en die noodsaak van eenheid besef, dan kan daar 'n verandering plaasvind in ons omgewing. Dis wat die Bybel sê. Ek weet nie van jou nie, maar ek glo dat die Bybel van die begin tot die einde waar is. En as dit in die Bybel staan, dan moet dit die waarheid wees. Dat 'n verandering in my omgewing kan plaasvind deur ons eenheid. Wat net moontlik is om
te kies om een met mekaar te wees. Weet jy, dis wonderlik om die woord te kan bedien, en dis wonderlik om te luister na die bediening van die woord, en dis belangrik. Maar wat Jesus sê, is nie dat die woordverkondiging belangriker is as die eenheid nie, en die eenheid gaan met gemeenskap onder mekaar. Die liefde, die vrede, die ondersteuning, die gebed vir mekaar, die opregte vriendskappe vir mekaar. Dit maak die wêreld jaloers. Wat het hulle? Hoekom? Hulle help mekaar. As die een moet trek, staan die hele gemeente klaar om saam te help trek. Hulle staan klaar vir mekaar. Daar hoef nie gesmeek te word vir ondersteuning of vir hulp of vir leierskap nie. Hulle is daar vir mekaar. Hulle staan saam as 'n eenheid in die gemeente. Dit is 'n getuienis na die wêreld toe van ons eenheid. Dis waarvoor Jesus gebid het. Sonder eenheid is ons soos 'n rugbyspan wat wil deelneem aan die wêreldbeker en te dink dat hulle kan wen sonder om hulle voor te berei en hard met mekaar te oefen. Weet jy, die vyand saai onrus in ons gemeente. Hy hou ons gemeentes besig met allerlei probleme, sodat die gemeente nie anders kan as om na binne toe gerig te wees nie en net besig te wees met homself nie. Dit kan nooit God se bedoeling wees nie. God wil hê dat ons getuienis is na buite toe, dat mense tot bekering kom, dat mense gered kan word van die ewige dood. Dis die roeping van die gemeente, en dis hoekom dit so belangrik is dat ons dit verstaan wat God se plan is met ons as gemeente. Dit kan nooit God se bedoeling wees dat daar onenigheid in die gemeente is nie. Paulus roep ons op om vir mekaar te bid en nie om oor mekaar te praat nie. Nie in die gemeente nie, met ander gemeentelede nie, maar veral nie daarbuite nie. Dit maak ons getuienis onbetroubaar en ons as gemeente ongeloofwaardig. Hy roep ons op om vergewingsgesind te wees en verdraagsaam te wees, maar die vyand verlei mense in die gemeente om die gemeente te beskadig deur met ander oor negatiewe goed te praat, wat die vyand hulle ingefluister het en ander negatief te beïnvloed oor die gemeente. Die vyand het sy vinger gerig op ons as gemeentes. En die effek van die eenheid tussen die kinders van die Here dien as bewys vir die wêreld dat God sy seun gestuur het. Maar weet jy, dit gaan nog verder as dit, as jy my toelaat. Jesus sê in Johannes 13 vers 34 tot 35, ekskuus, ek moes eers hierdie ding gedoen, ek het dit al gelees. Johannes 13 vers 34, 35, hy sê, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Dis eenheid is al 'n ding. Maar nou kom hy met 'n nuwe gebod, dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Gedurende sy lewe hier op aarde het die wêreld hom nie aanvaar nie. Maar hoekom sal die wêreld hom nou aanvaar? Deur ons liefde vir mekaar en ons eenheid vir mekaar, met mekaar. Dis waaroor dit gaan. Jesus gee 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Maar weet jy hoeveel mense het ek al gehoor wat gesê het van ek kan hom nie lief hê nie. Hy het my soveel pyn gedoen, hy het soveel pyn veroorsaak. Ek gaan dit nie regkry om lief te kry nie, om weer lief te hê nie. Hoe moet ons dit regkry? Maar Jesus gaan jou nie 'n gebod gee as hy weet jy gaan dit nie kan regkry nie. Jesus sal nie vir jou sê ek gee jou 'n gebod dat julle mekaar moet lief hê as hy weet van julle kan dit tog nie regkry nie. Dis nie Jesus nie. Jesus gee ons 'n gebod waarvan hy weet van jy kan dit regkry as jy wil. As jy wil lief hê, kan jy lief hê. As iemand vir my sê, maar ek kan hom nie lief hê nie, dan is dit jy wil hom nie lief hê nie.
Want ek glo dat liefde 'n keuse is, en weet jy wat, as ons die keuse maak, dan is dit nie 'n knop wat jy omsit en nou is ek lief vir hom nie. Maar dit is 'n groeiproses, maar as jy iemand wil lief hê, met wie jy sukkel om lief te hê, dan kom die Heilige Gees jou in swakheid tegemoet, want Jesus sê, dis my gebod. En as Jesus wil hê, jy moet iemand lief hê, en as Jesus wil hê, ek moet lief hê, dan kom hy my tegemoet. Hy voorsien my van krag om iemand te kan vergewe en lief te kan hê, want dit is sy gebod. Ons moet lief hê, mekaar lief hê. Liefde is 'n wilsbesluit wat ons neem. Liefde is selfs 'n vrug van die Gees. Weet jy dat eenheid is nie 'n vrug van die Gees, die word nie genoem as 'n vrug nie. En eenheid is ook nie 'n gawe nie. Dis 'n keuse. Jy kies om een met mekaar te kan wees. Maar liefde is 'n vrug van die Gees. En die vyand weet al hierdie dinge. En hy wil nie hê dat ons mekaar lief het nie en een is met mekaar nie. Dis hoekom hy soveel verdeeldheid saai. Hy rig sy pyle op ons. En die vraag is, besef ons dit? Dat hy sy pyle op ons rig. Hy rig sy pyle om onenigheid te saai, sodat ons in die gemeente met mekaar verskil en beklei oor die ou simpelste klein dingetjies en nie die eenheid berei waar Jesus voorgebid het nie. Paulus skryf in Efesiërs 6 vers 10, skryf hy aan die Efesiërs gemeente, ten slotte, eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Weet jy hoe lees ons dit? Baie van ons lees dit so. Eindelik my broeders word kragtig in die Here en in die sterkte van sy krag. Maar hier staan iets anders. Hy sê eindelik my broeders word kragtig in die Here. Nie in jouself nie. In jouself gaan jy faal. En jouself maak jy stikkend. En jouself maak jy verkeerde besluite. Wees kragtig in die Here. En in die krag van sy sterkte. En nie in jou eie krag nie. As jy dinge doen op jouself, word jy gelei deur jou emosies, wat gevoed word deur die vyand, en maak jy mekaar seer en stikkend. Ons word sterk in hom, deur sy teenwoordigheid in ons. Ons is 'n tempel van die Heilige Gees. Ons word sterk in hom, in sy geweldige krag, deur die werking van die Heilige Gees, en deur sy woord, wat die Gees aan ons openbaar, en deur gebed, wat hoe oppervlakkig, nie oppervlakkig nie, hoe onvolmaak moet ek sê, ons gebed ook is, want ek en jy, Paulus sê in Handelinge 8, dat ons nie weet wat ons moet bid nie. Ons gebede is onvolmaak, maar die Heilige Gees dra ons gebede na God, hoe sê hy, met versigtiging. En weet jy wat so mooi is? Die Vader wat ons harte deursoek, sê Romeine 8, hy verstaan wat die Gees sê, want hy ken jou hart. Hoe onvolmaak jou gebed ook al is, God se Gees bring dit na die Vader toe. Dis hoe die Here in ons werk. Dis hoe ons sterk is in sy krag. Sterk is in hom en in sy geweldige krag. Ons kan die sterkte in die Here en die sterkte van sy geweldige krag hê, maar as ons besef, as ons besef dat die stryd nie teen vlees en bloed is nie. Want dit is wat hy die volgende versie sê. Hy sê, wat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons ken almal hierdie versies, dis bekend. Hy sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Dit staan in die woord, en tog vang die vyand ons. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldbeheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig, en hulle is gerig om ons as gemeente in verwarring te bring en onenigheid te stig. Dis hulle eerste doel, om net onenigheid te stig, sodat ons nie 'n getuienis kan wees in hierdie wêreld nie. Dis hulle wat al die skeurings, die onenigheid, die liefdeloosheid, jaloesie, hartseer, ellende veroorsaak by die kinders van die Here in die gemeentes, sodat die wêreld afhaak
op die ongeloofwaardigheid van die gemeente en die evangelie. En die hartseer is, dat ons dit nie eens besef nie. En ons die vyand toelaat. Die magte, wêreldbeheersers van die duisternis, die bose geeste in die lig, toelaat, dat ons negatief beïnvloed word. En dat hy die eenheid daarmee vernietig. Vers 13 van hierdie hoofstuk, hy sê daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Ek gaan lees wat hier nie staan nie. Hier staan nie, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en staande kan bly. Daar staan iets tussen daai twee kommaatjies. Watter dag van onheil praat Paulus hiervan? Watter dag van onheil? Dit is die dag wanneer die kinders van God aangeval word, in verleiding kom om teen mekaar op te staan, terwyl Paulus sê, die stryd is nie teen vlees en bloed nie, moet dit nie uithaal op mekaar nie. Dis daardie dag van onheil wat jy aangeval word en moet weet, hierdie is 'n aanval van die vyand. Ek moet hom afslaan, want dit gaan seer maak, dit gaan miskien selfs onenigheid bring en skeuring bring in my en die broer of die suster oor wie dit gaan. Dit is wanneer ons weerstand moet bied waarvan Paulus hier praat, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil. Dan moet ons weerstand bied op die oomblik dat ons aangeval word deur die vyand. En dan sê hy, nadat jy alles volbring het, wat alles moet ons volbring? Ons het dit daaroor gehad, dat ons mekaar lief het, dat ons klaar staan vir mekaar, dat ons mekaar vergewe, en dat ons kies vir die eenheid, en nie toegee aan die aanval van die vyand nie. Die vyand is daarop gerig om ons te wil seermaak en ons te wil laat skeur. Maar die belangrikste vraag van vanoggend is, besef ons dat daar daadwerklik 'n geestelike stryd aan die gang is. Besef ons dit. Sien ons dat die vyand ons aanval en dat die stryd nie teen vlees en bloed is nie. Besef ons dit. Dit is in die Bybel. Paulus waarsku die gemeente, en die gemeente het pyn gely en word deur Jesus gesê dat hulle eerste liefde verlaat het. Besef ons regtig dat die vyand daarop uit is om ons seer te wil maak en ons negatief te wil beïnvloed teen mekaar, om op te staan en kwaad te doen aan mekaar en mekaar seer te maak. Want as ons dit besef, dan leer die woord ons wat ons moet doen. Bied weerstand in die naam van Jesus. Roep sy naam aan. Waak, wees waaksaam op daardie oomblik, dat die vyand jou aanval in die dag van onheil. Waak en bid. Here, gee my wysheid. Gee my wysheid. Kom my swakheid tegemoet, dat ek nie uit emosie nou gaan reageer nie, maar dat ek sterk sal wees, in u sterkte, en nie my eie krag nie. Die grootste begeerte van Jesus en van die Vader is, en ek gaan eindig, die grootste begeerte van Jesus en van die Vader is, dat mense tot bekering sal kom deur ons getuienis van liefde en van eenheid. Stem julle saam? As jy saamstem, mag jy knik, of nie amen te sê nie, maar daar is gelukkig 'n paar mense wat met my saamstem. Maar die grootste getuienis wat Jesus sê, is ons liefde en ons eenheid. En as ons dit nou besef vanmôre, is die vraag, wat doen ons daarmee? As ons besef dat dit God se grootste verlange is, dat ons een is met mekaar, en mekaar moet lief hê, sodat ons 'n getuie is van Jesus se koms, en dat God die wêreld so lief gehad het. Nie jammer gekry het nie, lief gehad het. Jesus bid, Johannes 17, vers 20 en 21, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die, wat deur hulle woord in my sal glo. Ons het deur hulle woord
in Jesus gaan glo. Dat almal, sluit jou en my in, een mag wees, net soos u Vader in my, ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo, dat u my gestuur het. Vers 22 en 23, en ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is, ek in hulle, u in my, sodat hulle volkome een kan wees, en die wêreld kan weet. Hoe kan die wêreld weet dat God hulle lief het? Deur ons eenheid. Sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. As ons dit saamvat, dan staan hier, sodat die wêreld kan glo, net so lief het God die wêreld gehad, so lief het God die wêreld gehad, sodat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, sodat die wêreld kan glo, dat die Vader hom gestuur het, en kan weet, dat die Vader die wêreld lief gehad het. Dis treffend. Dis nie deur jou goeie dinge wat jy doen nie, aan die wêreld nie. Natuurlik is dit goed om die evangelie te verkondig en mense te vertel van Jesus, maar ons sterkste getuienis is ons eenheid. En is ons liefde vir mekaar, die gemeenskap wat ons het met mekaar. Mag ons daarna streef en bly verlang om nog meer betekenisvol te kan wees in hierdie stad, waardeur mense die liefde van die Vader sal ontdek en sal weet dat hy sy seun na die wêreld toe gestuur het, waardeur hulle gered kan word van die ewige dood. Dis God se verlange. Want so lief het God die wêreld gehad. En die wêreld kan dit weet deur die eenheid en liefde vir mekaar in ons gemeente. Kom ons bid. Ons is so ryk en dankbaar vir die woord. Dankie dat ons dit kon lees vanmôre. En kon besef wat die waarde is vir ons as gemeente vir u. Hier is ons vanmôre, lewende woord in Bloemfontein. U ken ons harte. U ken ons verlange. U ken ons swaktes ook. U weet en ken ons kwesbaarheid. En ek bid vir hierdie gemeente, dat u die eenheid wat in hierdie gemeente is, mag versterk, mag vergroot. Dat dit nie sommer net is, dat hulle toevallig een is nie. Maar dat ons as hierdie gemeente sal weet, ons is een, omdat ons mekaar lief het. Omdat u Gees ons een maak. Dat ons nie anders kan as om een te wees met mekaar nie. Omdat u ons aan mekaar gegee het. U het nie 'n fout gemaak deur ons in hierdie gemeente te plaas nie. U het nie 'n fout gemaak dat ons hier is nie. U het 'n plan met ons. U het dit bestem dat ons deel is van hierdie gemeente. Help ons, o God, om te waak teen die aanvalle van die vyand. Help ons, o Here, om die eenheid te versterk en te bewaak deur u Gees. Help ons om mekaar lief te hê, soos u dit aan ons gebied het. Dat ons mekaar lief sal hê, dat ons ook sal kies om mekaar lief te wil hê en vir mekaar op te kan staan. Een te wees, een in u, soos u seun gebid het, een in u en ook een met mekaar.
Vader, ek bid dat U verheerlik word deur hierdie gemeente. Dat Bloemfontein sal sien en sal weet dat U leef, dat U die wêreld liefhet en dat U U seun gestuur het, die liefde en die eenheid van hierdie gemeente in Jesus se naam. Amen.